Here, ons raak stil voor U. En ons eer U vir die lieflike reën wat geval het gisteraand. Here, dankie dat U betrokke is in die skepping. En dankie dat U betrokke is in ons lewens. U die almagtige wat planete in hulle wentelbane hou. Maar U stel belang in detail van ons lewens. Dis te hoog vir ons begrip, Here. Amen. Trek uit jou skoene. My kaal voete wandel eerbiedig vir alles wat op die aarde woon. Trek uit jou skoene. Die grond waarop jy staan is heilig. Die grond van jou wese is heilig. Wanneer die wind deur die dennebome sing, soos 'n asem van God, en jy ontwaak in die heilige oomblik, wat jou siel oproep tot nuwe insigte, trek uit jou skoene. Wanneer die son opkom oor jou dak, met dagbreek jou wêreld in kleur, wees ontvanklik vir hierdie asemverlowende skoonheid. Trek jou kleed van aanbidding aan en trek uit jou skoene. Wanneer die esdoring sy laaste blaar van die somer laat val en sy brandende bosklere nie meer dra nie, lees tussen die dorre takke en trek uit jou skoene. Wanneer hartseer naby jou hart druk, smeekend om jou vertroue in God alleen te stel, word vervul met 'n stille wete dat God se hand nie te kort is om jou aan te raak nie. Trek uit jou skoene. Wanneer 'n nuwe persoon in jou lewe kom wat soos 'n misterie ontvou en jy raak verwonderd oor die broosheid en die pragt van elke mens, trek uit jou skoene. Wanneer jy tydens die vroeë uur van die dag stadig ry in die oggend se wintermis, wat soos 'n engel sy vlerkigheid sinnig om jou vou, trek uit jou skoene. Trek uit jou skoene wat jou aandag weglok van waar jy nou is. Trek uit jou skoene van onkunde en blindheid. Trek uit jou skoene van haas en bekommernis. Trek enigiets wat jou verhoed dat jy 'n kind van verwondering kan word. Trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is heilig. Die grond wat jy is heilig. God is hier teenwoordig. Geliefde gemeente, met hierdie pragtige woorde en hierdie gedig groet ek jou vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n lofsang.
Frans, toe ek voorberei het van ons erediens, het ek bietjie self ook bietjie nagedink. En waar praat mens waar jy jou dankbaar betuig teenoor die Here? En toe dink ek en jy is nog nie so lank in die gemeente nie, so eintlik het ons nie deel aan die stories wat almal wat hier by ons is en vanoggend teenwoordig is, deel ons nie al daai stories nie. Maar ek en jy het 'n bepaalde storie en verhaal ons hier gekom. Jy het oorsee gewerk en dit opgegee om hiernatoe te kom. Jy het besluit dat dit is waar jy en jou meisie ook saam wil deelneem aan die reis van mense saam met God. En Willem het laasweek en verlede week vir ons so mooi gepreek oor wat is die klere wat ons as gemeente aantrek? Wat is dit wat ons as gemeente met ander woorde doen, wat ons 'n lewende fontein in die gemeenskap maak? En die vraag wat ek jou vanoggend wil vra is, wat is die klere wat jy gesien in die gemeente aantrek toe jy hiernatoe wil kom, wat jy mee kan identifiseer en by kan aansluit? Weet jy, Drian, die gemeente weet dit nie van my nie, maar voordat ek nog nie gewerk het, het ek ook so op 'n bepaalde manier op hulle gespaai. Want een van my goeie vriende, Peer Burger, het sy gemeentejaar hier gedoen en in daardie tyd het ek in Katoek gewoon en my gemeentejaar daar gedoen en gereeld ook hier dan kom kuier en met hom gesels oor sy uitdagings in die gemeente, maar ook so oor wat hom opgewonde maak oor die gemeente. Jy sal ook weet as 'n gemeentejaarstudent is dit vir jou belangrik want dit vorm jou as mens, die gemeente waarin jy is. En die eerste ding wat ek gedoen het nadat ek gehoor het dat ek die geleentheid kry om hier te kan kom werk, was gewees om vir Peer te bel en vir hom te vra, maar Peer, hoe lyk die gemeente se kleed wat hulle aantrek? Hoe gaan dit aanvul teenoor wat ek doen en teenoor wat ek graag droom om te doen? Want jy sien gemeente, dit was vir my ook 'n moeilike tyd gewees. Ek het uit 'n tyd van baie onstabiliteit gekom en die eerste ding wat Peer vir my gesê het is, jy het fantastiese kollegas. Jy gaan hiernatoe kom en dit gaan vir jou rolmodelle wees wat jy ook kan mentor in dit wat jy doen. En dit is my deel van die kleed wat ons gemeente aantrek. Maar dan was daar 3 ander dinge gewees. En iets wat ons gemeente op ons mure sit, wat ons op die webblad sit, wat ons graag teenoor die wêreld ook wil kommunikeer, en dit is om met warm harte teenoor mekaar uit te leef. Gemeente, ons is warm mense. Drian, jy vra die vraag, ja, ons is mense, ek sien hierdie gemeente as mense met warm harte, wat mense is, wat teenoor mekaar uitleef, dat hulle lief is vir mekaar, maar dat hulle ook lief is vir God. Dan in die tweede plek probeer ons om helder ligte te wees, leer kamper, ook so deur ons lewens in die gemeenskap 'n verskil te maak. En laastens, soos ons dan ook weet, om lewende water te wees. En ek dink met hierdie ritmes kan ek myself vereenselwig en dis deel van my storie om te sê ek sal graag daarby wil inkoop. En ek dink ek doen ook op die oomblik. Dankie Frans. Ander ding is ek weet jy droom en ons droom saam vir die gemeente verder om te verseker dat ons 'n lewende fontein is. Ons 'n fontein hier en 'n sjokoladefontein hier agter ons. Te seker dat ons 'n lewende fontein is wat water aan die gemeenskap bied sodat ons kan bly groei. Vertel ons 'n bietjie van die drome. Ek dink wat die drome wat my opgewonde maak is, as jy nou verwys na oom Willem se preek van verlede week, dan kan ek ook graag daarna verwys, is om regtig waar dat die mense wat buite is, die kleed, die nuwe kleed wat ons aantrek, raak te sien. Dat dit nie iets is wat ons wegsteek vir die gemeenskap rondom ons sien, maar dat ons ook bereid sal wees om 'n gemeente te wees en 'n gemeente te wees wat met ons voete in die grond staan. En wat regtig waar daardeur kan sê dat ons bereid is om die probleme en die uitdagings van ons gemeenskap aan te vat. Maar dat ons dit nie alleen doen nie, dat ons dit saam doen. En dat ons dit ook so deur die leiding van God drie eenheid sal doen, so deur onderskeidingsvermoë. Nou een van die dinge, daar is 'n paar praktiese goed wat my ongelooflik opgewonde maak op hierdie oomblik. Een van hulle is 'n nuwe projek wat ons aan die gang kry om ook by Kampkeer te help met befondsing, want ons sien dat befondsing 'n groot probleem is en dit is dat ons begin om hierdie sonpanele wat ons opsit ook nou te verkoop. Maar dat ons die geld wat ons daardeur kry nie net in ons sakke insteek nie, maar dat ons dit verder ook gebruik om meer sonpanele op te sit. So ook met 'n goeie etiek te werk te gaan om te sê dat befondsing is vir ons belangrik en indien ons die befondsing kry nie, kan ons nie verder voortgaan. Daar's 'n hele paar ander projekte wat ek nou ook oor kan praat, maar ek dink julle sal verseker nog bewus raak daarvan en dit is miskien net om julle ook saam opgewonde te maak om te sê die drome vir die toekoms is verseker groot. Ek dink ons vat dit stap vir stap.
Ons almal het 10 of baie van ons het heel moeilik gister die rugby gekyk en ons weet die Leeu's is al op 'n lang pad wat hulle baie gesukkel het. En nou is hulle in die finaal. Maar mens moet daai klein treetjies eers gee om daar uit te kom. En ek dink dit is ook vir ons by Kampkeer belangrik om te leer uit ons foute, maar ook so te droom en nooit van die droom te vergeet nie. Adriaan, ek wil graag vir jou ook vra. Jy het ook 'n bepaalde storie oor hoe jy hier beland het. Vertel 'n bietjie vir ons oor die storie. Ek het verlede week so 'n bietjie iets daarvan gedeel. Ek het vertel, want eers te sê, ek het nie geweet van die gemeente se bestaan nie, glad nie. En so 8 ure voor die pos, die aansoek vir die pos besluit het gesluit het, ek 'n e-pos gekry. En ek het op die trekker gesit en ek het die e-pos gelees en toe ek weer opkyk, is ek so 'n bietjie van my spoor af ook. En ek draai terug in elk geval en ek het net gelees, toe ek stil kom by die huis en ek staan op die trekker, toe sit ek en lees. En toe kom ek agter, maar hier is 'n gemeente wat vir my klink vir die geregte klere aantrek. En ek het 'n ding wat my gevang het uit en uit was die kinders en bediening by die kinderhuis. En dis rarig my voorreg. En dis wat my laat hiernatoe kom het, is om te weet dat ons as 'n geleentheid het en na die onderhoud ek verseker besef ons as gemeente het die geleentheid om te investeer in die lewens van kinders. En dis waarlik vir my 'n passie en ek dink vir ons as gemeente is dit 'n voorreg om hierdie kinders se lewens te kan investeer. Dis 'n stukkie van net hoekom ek net gekom het. Ja. Adriaan, as jy sê dit is 'n voorreg, is daar ook 'n getuienis of 'n storie wat jy graag met ons wil deel? Enige wat oor die kinderhuis was, alweer daar's 10 ton en duisende stories vertel en sommige dalk nie altyd so interessant soos ander nie, maar daar's sulke mooi stories. Maar daar's twee wat ek graag na sal verwys. In die video wat jy vir ons gemaak het, wat so mooi is, so 'n foto van 'n man wat so met sy hand op die heup ry van 'n kind. En wat daar gebeur het is die hoofseun van die kinderhuis met sy hand op die heup van die seun. En ons is hier uit en is so 15 km is ons uit. Toe breek die mannetjie se fiets daar. En ons kan nie terugkom nie en die man sê vir my, hoorie maar kom ons vat hom huis toe. Ek sê ook, dis reg nie, ek gaan jou nie kan help trap nie, jy is sterker as ek. En ons het 15 km van daar af gery. En met daai man so op die heup en het hom gestoot tot by die huis. Nou dis 'n eenvoudige mens storie en hoekom ek dit spesifiek vertel is daai einste seun het vir my gevra, hoe verbeter ek my verhouding met die Here en hoe kan ek 'n stukkie van die Here vir ander mense wees? En daai storie het gebeur en omdat daai storie gebeur kan ek vir hom sê, dis hoe jy 'n verskil in mense se lewens kan maak. Dis hoe jy 'n pad saam met ander stap. Dis hoe jy 'n voorbeeld is. Dis hoe jy in ons metafoor vandag 'n lewende fontein is vir die mense rondom jou. Daar's nog 'n ander storie wat uit die gemeente self kom. Is hoe die gemeente in die kinders se lewens investeer. En dit is hoe 3 mense, en ek wil hulle name graag noem. Ek weet Tannie Leonie sit vanoggend, ek het haar gesien, en as ek nog nie vir Heidi en vir Joy gesien het nie, ek wil hulle uitlig vandag spesifiek. Hoe ek gesukkel het en nie geweet het wat om met die kinderbediening te doen by die kleuterhuis nie, en hoe hulle net ingekom het, en eers die passie wat hulle het net doen, die insette wat hulle gee, finansiëel, betrokkenheid, elke maandag is hulle daar, die enthousiasme, die liefde van die kinders. En mens dink baie keer is hierdie eenvoudige goed en jy raak baie keer frustreerd want hulle is woelig en dis kwaai en rof, maar hulle is sulke pragtige mense. En is regtig so erg dat ons is op maandagmiddag daar. En dan Dinsdag, dan stap ek verby hulle, dan sê hulle oom, wanneer kom oom, en Tannie Leonie, en Tannie Joy, en Tannie Heidi weer vir ons kuier? Wat 'n aanduiding is, dat ons op die regte plekke betrokke is, dat dit aanduiding is van 'n tipe van 'n fontein wat ons daar kan wees. En ons as gemeente die geleentheid het om daar betrokke te kan wees. So dis net so 2 stories wat ek sal vertel. Dis regtig baie mooi stories en ek dink ook kragtige stories vir die gemeente om te hoor. Ek het gehoor Liesel het vroeër ook gesê dat gemeente waar ook al ons betrokke is en waar ons hierdie stories deel, moet ons onthou dat elke liewe een van ons daarso in 'n hand het. Want ons is hierso in Kameeldraf God se hand wat besig is om ook lewend te raak. Ons het baie ander getuienisse wat ons ook so met mekaar kan deel en ek is seker as ons u vanmôre nooi om hier voor te kom staan, sou u ook stories kon vertel en sou u ook baie getuienisse kon gedeel het. So met hierdie wonderlike hart van getuienis, kom ons staan op en kom ons loof die Here met lied 175.
Here, dankie dat ons vanoggend die geleentheid het om hier by in die teenwoordigheid te kan saamkom. En Liesel het nou ook so mooi gepraat van die reën wat daar buite geval het. Here, as ons stil word, hoor ons ook nou die geluid van water in 'n fontein. Dankie dat ek kan weet dat U saam met ons hier is. Dankie dat ons so baie goed is waarteenoor ons kan dankbaar wees vir wat U vir ons doen, hoe U ons as gemeente seën, ons gebruik. Ek wil vra, Here, waar ons nou vir 'n oomblik gaan stil staan by U woord. Maak ons stil. Here, maar nog meer, maak ons harte oop sodat ons dit sal kan inneem. Dit sal kan toepas in ons lewe en kan saamvat. Maak nie saak waar ons gaan. Amen. Ek wil ook begin om deur te vra, wat is die heel eerste ding, daarom vir die kinders vra, wat is die heel eerste ding wat jy vanoggend opgelet het toe jy in die kerk ingekom het? Chocolate fountain. Het iemand, wie eers die waterfontein gesien en nie die chocolate fountain? Is maar. Jete. Hier waar ek staan kan ek dit ruik, dit is nogals lekker. Dit ruik baie lekker. Nou, ek sal nou 'n bietjie weer daarna verwys, maar ek het gewonder of mense dit raak gesien. Kom ons staan by vanoggend stil, die gedeelte gaan ook op die bord verskyn, Psalm 36. Ek lees spesifiek uit hierdie vertaling uit, dis die Nuwe Lewende Vertaling. En ek sal dit ook sê hoekom as ek daar kom. Psalm 36. Vir die koorleier, Psalm van Dawid, die dienaar van die Here. Die goddelose se opstaan kom uit sy hart. Hy het nie ontzag vir God nie. In sy blinde verwaandheid sien hy nie sy sonde om dit te haat nie. Alles wat hy sê is sondig en vals. Hy is nie verstandig nie en hy doen nie die goeie nie. Hy beplan kwaad wanneer hy gaan lê. Hy kies 'n pad wat nie goed is nie en verwerp nie die kwaad nie. Here, U goedheid is eindeloos soos die heelal, U trou tot by die wolke. U regverdigheid is soos die hoogste berge. U oordeel soos die diepste waters. U sorg vir mense en diere, Here. Hoe kosbaar is U trou, o God. Die hele mensdom vind skuiling in die skadu van U vleuels. U voed hulle uit die oorvloed van U huis en laat hulle drink uit die strome van vreugde. Want by U is die fontein van die lewe. In U lig sien ons die lig. Laat U goedheid bly by die wat U erken en U regverdigheid by die wat opreg is. Moenie dat die hoogmoediges my vertrap nie. Moenie dat die goddelose my wegdryf nie. Die kwaaddoeners val daar waar hulle is. Hulle word neergegooi en kan nooit weer opstaan. Ek wil net hier vanaf vers 8 weer lees. Hoe kosbaar is U trou, o God. Die hele mensdom vind skuiling in die skadu van U vleuels. U voed hulle uit die oorvloed van U huis en laat hulle drink uit die strome van vreugde. Want by U is die fontein van die lewe. In U lig sien ons die lig. Kom ek gevra het is, wat het jy eers opgetel, 'n fontein? En dis graag die beeld waarmee ek vanoggend wil werk. Is 'n fontein. Of dit nou 'n sjokoladefontein is of 'n waterfontein. Nou 'n sjokoladefontein, hoekom hy spesifiek hier is vir baie van ons kry ons energie wanneer jy sjokolade eet. Dis die energie wat lewe gee aan myself, maar ook wat my toelaat om buite toe te gaan en te gaan rondhardloop en rond te gaan speel. Ek dink so nou my gedagte is, ek het in die Lewende Water geskryf van die swart kalfie wat bokspring om sy ma 'n paar ure na dat hy gebore is. So is chocolate vir baie van die kinders en dit is nogals lekker om te sien wat die Engelse woord mag gebruik, 'n sugar rush dit vir hulle gee. En dit is hoe dit is, dit gee energie. Dat is nie waaroor die lewe gaan. Ons as gemeente sê ons is lewende water en ons wil graag die water na buite toe wees. En op daai oomblik wil ek hê jy moet asseblief jou oë toemaak. En soos jy jou oë toemaak, jy kan dit nou doen. Wil ek hê jy moet luister na die geluid van die water.
ek wil hê jy moet in jou gedagtes gaan na die mooiste waterstroom wat jy kan indink. Hoe jy by hierdie fontein sit. Hoe jy sien hoe die fontein vol word. Hy 'n poel water word. Wie sien maar hier, die fontein word nou vol, maar hy begin oorloop. Hy begin 'n stroom word, 'n stroom wat vloei na buite toe. En terwyl jy so in jou gedagtes gaan, hou jou oë toe, gaan ek vir ons Psalm 1 lees. Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddelose, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van die spotters nie. Hy vind egter vrede in die gebooie van die Here, en oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddelose nie. Hulle is soos skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal goddeloses nie voortbestaan in die oordeel of sondaars in die geselskap van regverdiges nie. Want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van die goddeloses lei tot ondergang. En ek hoop in jou gedagtes jy nog steeds langs daai mooi water stroom. Nou jy sien hoe die fontein net vol word en vloei. Hoe jy sien hoe laat mooi bome langs die stroom opkom. Ek kan my jou bome maak. Sien, die Psalm 36 wat ons gelees het, sê presies dit. In die eerste Psalm 1 staan dat dit is eers die weg van die regverdige en dan van die goddelose. In Psalm 36 is dit die goddelose en dan God. Jy sien, hoekom dit so gedoen word is dat God is hierdie fontein wat die lewe gee. God is groter as die slegte, as die lelike dinge waarmee ons stryd. God is groter as die gebrokenheid van die wêreld en die samelewing waarin ons leef. Hy is soos daai fontein waarin jy gegaan het. Wat vol word, wat oorvloei na buite toe. Wat sy liefde en genade en trou so onbeskryflik is dat ons nie kan vasvang. Hy is die stroom wat na buite toe gaan, waarlangs die bome so pragtig groei. Hy is die stroom wat lewe gee daar waar dit gaan. Daar's baie slegte goed wat ons mee gekonfronteer word in die wêreld. Daar's baie verkeerde goed, daar's baie dinge waar ons mee struikel. In ons omgewing het ons so baie uitdagings. As jy met Frans en met Liesel gesels sal jy hoor. En waar elkeen van die predikante wat hierso sit, uitdagings het en die gebrokenheid van die wêreld mee gekonfronteer word. Maar daar's so baie stories van hoop. Daar's so baie stories van bome, as ek die metafoor kan gebruik, wat langs die waterstrome groei. Van hoe dit opkom en uitsprei, van die fontein wat oorvloei. En hierdie is so mooi en maklike woorde om te kan sê. Dit is so maklik om te praat van die Here se liefde, van die Here se genade en te sê dat hy hierdie pragtige fontein is wat lewe gee. Maar hoe lyk dit? Waar is dit? Is dit net mooi woorde of is daar nie iets fisies daar agter nie, iets wat mens kan sien nie? En dan is my antwoord dit, daar is. En die fontein in die eerste plek, ja, is die Here, want hy is die bron wat vir ons die energie gee. Maar die fontein en die strome wat na buite toe vloei, is ek en jy. Sien, ons is die hande en die voete van die Here hier op aarde. Ons is die stroom wat vloei. En ja, ons het begin deur na getuienis te kyk en na die video's te kyk en so kan ons stories vertel van hoe ons gemeente betrokke is in die samelewing en hoe ons 'n verskil maak. Maar daar waar ons is ons almal, want ons is 'n familie, ons is een. En daar waar jy is jy die stroom. Mag
in hierdie dag wat ons vandag hierso saam is, en nie net vandag nie, maar elke dag. Die Here dank vir die manier hoe hy ons geseën het, oor hoe ons die fontein kan wees. En hoe hy ons kies om die fontein te kan wees in die wêreld daar buite. Maar nog weer, mag ons nooit ophou droom nie. Mag ons nooit ophou glo nie. Mag ons altyd vashou aan die Here, sodat ons hierdie fontein kan wees wat vol word en vloei na buite toe. Hy is een wat ons krag gee, waarom hou ons aan hom vas? Waarom gaan ons ook vandag geleentheid hê om aan die nagmaaltafel te kan aansit? Hy is een wat ons krag gee. Maar hy maak ons hande sterk en ons voete sterk, sodat ons 'n verskil in die gemeenskap kan maak. En daarom kan ons hom vir ons dank betuig. Daarom kan ons vir hom sê, Here, help ons. Geef vir ons die nodige energie. Want ons wil die hande en voete in die wêreld daar buite wees. Amen. Gemeente, elke keer wanneer ons hier by die tafel kom aansit, is dit vir ons 'n herinnering dat ons deel het aan die lewende fontein van God se oneindige liefde en genade. Ons moet egter ook altyd daarvan bewus wees dat die fontein van die lewe nie net vir ons vloei nie, maar ook vir almal. God wil ons gebruik as 'n lewende fontein, as sy hande en voete in 'n stikkende wêreld. Ons moet ook onsself beskikbaar stel en self die diensbare gees aanneem as wat daar in Christus was. Daarom is die nagmaal ook die viering van die gemeenskap met die lewende Here en ook met mekaar. En nie alleen word ons in die nagmaal met Jesus se dood verbind nie, maar ook met sy lewe en is die opgestane Christus deur die Heilige Gees self by ons teenwoordig. Hierin lê die diepste geheim en die grootste vreugde van die nagmaal. Dit sluit ook die gemeenskap met mekaar as lidmate van die een liggaam van Christus in, aangesien dieselfde Gees wat ons oë vir Christus oopmaak, ook ons oë vir mekaar oopmaak en ons in liefde aan mekaar bind. Soos die apostel Paulus sê, omdat dit een brood is ons alles ons baie saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Dit bring mee dat ons in vergewingsgesindheid, in nederigheid, goedgesindheid, sagmoedigheid en 'n verdraagsaamheid met mekaar moet omgaan. Wie die brood en die wyn van die nagmaal eet en drink, word ook geroep om die voete van ander te was. Wie eenmaal saam met die Here geëet en gedrink het, kan ook nie meer in onvrede met mekaar lewe nie. Ons gee nou geleentheid waar jy ook kan stil word voor die Here, om ook in hierdie tyd na te dink oor hoe jy jouself kan oopstel, om ook 'n lewende fontein in hierdie wêreld te wees, en om hierdie wêreld te betree. Maar ons sê ook, wanneer jy stil gebed het, ook dankie, dat jy deel het aan die fontein van die lewe. Ons gee geleentheid vir stil gebed.
Niks kan ons wegneem van die fontein van die lewe nie, omdat Christus vir ons oortredinge aan die kruis gesterf het. En wanneer ons vanoggend die brood en die wyn sien, moet ons in ons gedagtes die hele lydingsweg van Jesus voor ons sien afspeel. Ons dink terug aan die pad wat hy geloop het. Ons dink terug aan die brûe wat hy opbou het. Ons dink terug aan die manier hoe hy sy lewe vir ons gegee het, hoe hy van God verlaat was en uitgeroep het, my God, waarom het hy my verlaat, sodat ons vandag nooit deur God verlaat sal word. Ek wil nou vir jou uitnooi, dat jy saam met my ook jou geloof bely. En ons staan almal op en ons sê almal die woorde wat deur die eeue gelowiges aan mekaar bring. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Sit. Broers en susters, ons gaan nou die nagmaal gebruik en in die taal wat ons praat vanmôre, ons gaan vanmôre uit die fontein van die lewe uitdrink. En ek wil vir jou uitnooi om saam met my en my kollegas vanmôre daaruit te drink. Ek wil vir jou sê, as jy dit drink dan ook aan alles wat in jou lewe gebeur, soos wat Rian so mooi gesê het, en kom met nuwe krag, vertrek met nuwe krag van hier af. Ek wil vra dat julle 4 nie hier staan, dan kan ek vir julle bedien. Ons gaan dit so reël dat u almal self vorentoe kom. My 4 kollegas gaan elkeen by 'n punt van die tafel staan en dan gaan hulle op so 'n manier vir u bedien. Ek gaan vra dat jy almal na die linkerkant toe sal beweeg en dan so om uitbeweeg, dan word die verkeer nie, dan bots ons nie met mekaar nie. So as jy daai kant toe omkom, hier stap, jy is welkom om by enige van die 4 punte by die kollegas die slukkie water te kry vir die lewe. As ek die brood breek, dan daarmee sê ek ook die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die opgestaande Here Jesus Christus. Neem dit en eet dit en glo en weet dat u lewe en dat sy bloed tot vergifnis is van ons sondes en dat u voluit kan lewe. Die beker van danksegging, of die fontein van die lewe, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit en drink dit en weet dat jy op so 'n manier, as jy dit drink, ook deel het aan die opgestaande Here Jesus Christus.
Broers kan ek hoor of daar iemand oorgeslaan is met die brood. Dan die kelkies. En die beker. Ons dankie Here. Here, dankie dat U vir ons water gee. Water is lewe. En miskien Here, dat ons as 'n gemeente te min om die fisiese water wat in ons gebied is, ons dam en die riviere en die boorgate te beskerm. Maar in dieselfde asem doen ons as 'n gemeente dalk te min om met die fontein van die lewe wat ons het, ook iets mee te doen. En dankie dat vanmôre se diens in die lig daarvan kan staan. Dat dit 'n dankdiens kan wees, omdat ons weer, kan ek sê, selfsugtig ons eie water drink, maar in dieselfde asem ook weer herinner word en opgeroep word om water vir ander mense te gee en te wees. Seën vir ons. Ons het maaldadig. Ons het in oorvloed. Amen. Ek gaan nou vir my kollegas vra om ook die dankoffer op te neem. So u gaan die geleentheid kry om nou die dankies te gee en ook die dankofferte. Die offerte sommer so insit as die mandjies by die verby. Ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak en die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om bose aanvalle te